Wanneer ek na 'n reguit lyn en 'n sirkel kyk, kan een van 3 dinge gebeur. Eerstens kan hulle glad nie aan mekaar raak nie, soos hier waar ek my sirkel het en my reguit lyn het en daar's 'n spasie tussen hulle. Of die reguit lyn kan deur die sirkel gaan om die sirkel in 2 plekke te sny, dan praat ek van 'n snylyn. En dan kan ek ook 'n raaklyn kry in die geval waar die reguit lyn net op 1 punt deur die sirkel gaan. Hy raak dus eintlik net aan die sirkel. So, ons gaan vandag kyk na raaklyne aan sirkels. Die eerste ding wat belangrik is om te weet dat 'n raaklyn altyd loodreg op die radius van 'n sirkel is. So daar's my radius, is van die middelpunt af na die raaklyn, en hier by die raakpunt, waar die raaklyn en die radius by mekaar kom, daar het ek altyd 'n 90 grade hoek. Dan kry ons ook die raaklyn koordstelling. Nou die raaklyn koordstelling is 'n mondvol as ek die hele stelling moet sê, ek gaan dit net een keer doen. Die hoek wat gevorm word tussen 'n raaklyn aan 'n sirkel en die koord wat vanuit die raakpunt getrek word, is gelyk aan die hoek in die oorstaande segment. Nou kom ons dink 'n bietjie hieroor. Hier het ek 'n koord. Onthou, 'n koord gaan van die een punt van die sirkel na die ander punt en nooit deur die middelpunt nie. As ek nou kyk na hoek A, dan word dit onderspan deur hierdie koord. Kyk, ek gaan van D af na A toe en van B af na A toe, en dis die hoekie tussen die twee. So die hoek A word onderspan deur daardie koord. Verder moet jy onthou dat 'n koord altyd 'n sirkel in 2 segmente deel. So hier het ek 'n groot segment en 'n kleiner segment aan die ander kant van die koord. Goed, dis die helfte van die storie, want hulle praat hier van 'n hoek in die oorstaande segment. So hulle praat eintlik daar van koorde. Dan het ek ook hier 'n raaklyn. Ek wil graag 'n ander kleur vat, kom ons vat rooi. Daar het ek my raaklyn, kom ons maak hom so bietjie dikker. Nou moet ek kyk na die hoek wat gevorm word tussen die raaklyn en 'n koord. En dit is presies hierdie hoek. Hy is tussen die raaklyn en die koord. En daardie hoek gaan dan gelyk wees aan die hoek in die oorstaande segment. So hierdie hoekie by D gaan gelyk wees aan hoek A. Dit werk ook as ek na die stomphoek kyk, en daarvoor het ek 'n nuwe prentjie hier. Hier is my raaklyn. En dan het ek 'n koord. Die koord is AD. Die koord verdeel die sirkel in 2 segmente. Ek kry hierdie kant 'n segment en ek kry daardie kant 'n segment. Maar die stelling sê, die hoek hier tussen die raaklyn en die koord, hy gaan nie gelyk wees aan die een in daai selfde segment nie. Hy gaan in die oorstaande segment, so D gaan gelyk wees aan hoek B. So die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord is gelyk aan die hoek in die oorstaande segment. En ons verwys na hierdie stelling sommer kortliks deur net te sê raaklyn-koordstelling. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons lees eers wat vir ons gegee het. O is die middelpunt. Ek wil net daar stop. Want as hulle vir my 'n middelpunt gee, is dit baie belangrik dat jy na 'n paar dinge kyk. Jy kan onder andere dadelik jou radiusse merk, want jou radiusse gaan almal gelyk wees.
As daar 'n middellyn was, dan kon jy daarna kyk vir hoeke en halwe sirkel, maar hier is nie 'n middellyn nie, en ek kan sien, ek het 'n middelpuntshoek, maar ek het nie omtrekshoeke nie, so ek kan ook nie na daai stelling nou kyk nie. Kom ons lees verder. O is die middelpunt van 'n sirkel, ons het ons radiusse. A, B, C is 'n raaklyn. So van A na B na C, hierdie is 'n raaklyn. Bereken die waardes van die onbekendes. Nou hier is 'n X en hier is 'n Y. Nou, wat weet ek van 'n raaklyn en 'n radius? Kom ons maak dit blou. Hier het ek 'n radius, hier het ek 'n raaklyn. Ek weet dus dat hulle loodreg op mekaar is. En verder, omdat ek hierdie radius het, weet ek dat hierdie hoek net so groot soos daardie een gaan wees. So ek kan begin, kom ons noem hierdie hoek B1, net om makliker daarna te verwys. Ek kan begin deur te sê hoek B1 is ook 52 grade, want dit is teenoor gelyke radiusse. En dan kan ek sê dat daardie 52 grade plus die X wat ek hier het, saam 90 moet wees, want 'n radius is loodreg op 'n raaklyn. Nou ja, dan moet ek maar net aftrek, X is 90 minus 52, en dit is 38 grade. So hierdie deeltjie hier is 38 grade. Goed, nou moet ek nog vir Y kry. Maar ek dink nie dit gaan te moeilik wees nie. My prentjie is net 'n bietjie vol. Ek gaan net 'n bietjie skoon maak. Ek sal nou weer neerskryf wat ons het. Ons weet hierdie een is 52 en die een is ook 52. Ons het uitgewerk dat hierdie een 38 is. En ek moet nou vir hoek Y kry. Nou, ek sien twee maniere om die waarheid te sê. Maar die een wat ek gaan gebruik, is die buitehoek van 'n driehoek. Want kyk net hier. Driehoek DBC het 'n buitehoek wat 52 grade is. En daardie 52 grade moet gelyk wees aan die 38 grade van X plus die Y by hoek C. Dit is, my rede is buitehoek van 'n driehoek. En dan gaan Y net wees 52 minus 38 en 52 minus 38 gee vir my 14 grade. Reg, kom ons kyk na nommer 2. In hierdie voorbeeld het ons dat O die middelpunt van die sirkel is. Nou wanneer jy 'n middelpunt gegee is, weet jy dadelik dat jy kan kyk na radiusse, want dit gee vir jou waarskynlik 'n gelykbenige driehoek, soos wat dit die geval is hier. So as daardie hoekie X is, gaan hierdie enetjie ook X wees, omdat dit teenoor die gelyke radiusse is. Dan kan jy ook kyk na die hoek in die middelpunt, wat 2 keer die een in die omtrek gaan wees. Jy kan kyk of daar enige middellyne is. Ja, daar's baie gevalle wat 'n mens aan kan dink. As ek verder lees, sê dit ABC 'n raaklyn is. So kom ons skryf net vir onsself hier wat ons gegee is dat ABC 'n raaklyn is. Daar's 'n raaklyn. Nou daar is dadelik 2 stellings waaraan jy moet dink. Die eerste een is
dat 'n raaklyn, is 'n baie lelike skets, maar 'n raaklyn is altyd loodreg op 'n radius, en die tweede een is die raaklyn koordstelling wat sê, as ek 'n raaklyn het en 'n koord, dan gaan die een hier tussen die raaklyn en die koord gelyk wees aan die een wat onderspan word deur die koord. Goed, kom ons kyk. Ons wil graag die onbekendes bereken. En ek gaan by X begin. So wat ek sien is dat ek hier 'n radius het en daar 'n koord het en daarom gaan hier die saam 90 grade wees. Ek moet net eers uitskryf waarom is hierdie hoekie by B wel ook X. Wel, hoe kan ons hom benoem? Ons kan praat van hoek IOBE, want hy lê tussen OB en EB, en ongelukkig is die hoeke nie benoem nie, of nie genommer nie, 1, 2, 3 en so aan by hoek B nie. So kom ons noem dit hoek OBE is gelyk aan X, want dit is teenoor gelyke radiusse. En dan kan ek sê, X plus die 48 grade moet gelyk X plus 48 grade. Dat ek net my pen reg kry, X plus 48 grade moet 90 wees, want 'n radius is loodreg op 'n raaklyn. En dan gaan X doeteenvoudig 90 minus 48 wees, wat 42 is. So hierdie deeltjie is nou 42, hierdie enetjie is ook 42. Nou goed, kom ek vat 'n highlighter. Om Y uit te werk, het ek ook 'n hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord. Sien jy, my koord is nou hierdie slagkoord BD. En hier is my raaklyn, en die hoek tussen die raaklyn en die koord gaan gelyk wees aan die een wat onderspan word deur koord BD. So as jy wil weet watter een word onderspan deur BD, gebruik jy al twee hande, jy gaan van B af na E toe, en jy gaan van D af na E toe, en dan kry jy daardie hoek. So, ons weet dus dat hoek Y gelyk is aan 24 plus 42 grade. Dit is weer die raaklyn koordstelling. O, kyk nou wat skryf ek. Kom ons vee dit net uit. Raaklyn koord. Goed, so ek het my raaklyn hier, ek het my koord hier, hoek Y is tussen die raaklyn en die koord, en daardie hoek by E word onderspan deur dieselfde koord. En dan om Z te kry is ook nie te moeilik nie. Ek weet reeds dat hierdie hoek 90 grade is. Ek moet nou net gou nog uitwerk, sien ek. 24 en 42 gee vir my 66 grade. So hierdie enetjie is 66 grade. So Z plus 66 grade gaan gelyk wees aan 90. Dit is weer eens omdat 'n raaklyn loodreg op 'n radius is. En dan gaan Z gelyk wees aan, kom ek werk het gou met die rekenaartjie uit, ek dink ek is nou besig om 'n fout te maak, 24 grade, ek was nie verkeerd nie. So daar het ons hulle almal.